Welkom by Jesus Help My, ons reeks oor vergifnis, sessie 1. Dalk het jy al iemand vergewe, maar jy ervaar steeds seer wanneer jy aan daai mens of daai situasie dink. Of dalk het jy al probeer vergewe, maar dit voel net of dit nie werk nie. Wees nie bevrees nie, wees nie bekommerd nie, want as ons Jesus se volle formule van vergifnis mooi volg, dis die formule wat ons in die Bybel kry, dan hoef jy net eenmaal te vergewe en nie weer nie. En beste van alles, Heilige Gees gaan jou beslis help om heeltemal te vergewe. En ek is ook hier om jou elke stap van die pad te help en aan te moedig. Antwoord die vraag: wie het jou die seerste gemaak? Wat het gebeur en hoe het dit jou maak voel? God sit iemand op jou hart. Miskien is dit 'n naam, miskien net 'n gesig, dalk is dit 'n situasie. Wie of wat Jesus nou vir jou oopmaak en aan laat dink, die is waar ons gaan begin vergewe. Vat nou 'n oomblik en skryf nou eers neer al die maniere waarop daai mens jou seer gemaak het. Vra ook vir die Heilige Gees om jou te help soos jy dit doen. Pause die video, dan kan jy toelaat dat die Heilige Gees mooi met jou kom werk soos jy skryf. As jy klaar geskryf is, kom ons gaan dan voort. Kyk nou na jou lys. Elke een van die wonde is in jou hart en gee nie om wat jy doen nie. Jy kan net nie wegkom van dit nie. Maar deur die Heilige Gees se leiding kan ek jou nou help met dit. Hoekom sê Jesus moet ons ander vergewe? Hoekom moet ons die vergewe wat dit regtig nie verdien nie? Jesus gee vir ons die antwoord in die vorm van 'n storie. En ek moet sê, die antwoord mag jou dalk skok. So kom ons kyk eers wat die Bybel sê. Hoe gereeld moet ons vergewe? Lees saam met my in Matteus 18 vanaf vers 21. Dit lees: Toe kom Petrus na hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. In die Bybel simboliseer die nommer 7 voltooiing, completion. Alles klaar, die volheid. Daarom, as Jesus sou sê ons moet 7 keer vergewe, sou dit beteken dat ons absoluut almal moet vergewe. Maar Jesus maak dit nou nog meer. Jesus sê 70 maal 7. Deur so te sê Jesus vir ons dat daar geen limiet is. Dit beteken dat Jesus van ons verwag om almal te vergewe van alles wat hulle aan ons gedoen het. En om konstant en aanhoudend in 'n lewe van vergifnis te lewe. Maar dit help nie net ons sê die vinnige sinnetjie, ek vergewe almal vir alles, sonder om dit opreg te bedoel in jou hart. Dit sal ons nie vrymaak nie. Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. 10.000 talente is 'n fortuin. Al het die diensknegt elke dag hard gewerk en sy volle salaris gegee, sou hy in 'n hele leeftyd nooit daai bedrag kon afbetaal nie. Dit was 'n fortuin gewees. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Nou, kom ons lees in Engels. Die Engels verduidelik daai deeltjie ook baie mooi, en dit is dalk soms bietjie makliker om in Engels te verstaan. Dit sê: The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all.
Luister nou mooi. Then the master of the servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. So in Matteus 18 vers 27 kry ons Jesus se perfekte en volmaakte formule van vergifnis. So kom ons kyk, dit sê, die heer van daardie dienskneg het innig jammer gevoel vir hom. In Engels lees ons, then the master of that servant was moved with compassion. So dit wil sê, stap 1 is om innig jammer te voel. Dit beteken ons moet ons hart sag maak, toelaat dat die Heilige Gees ons help om compassion te voel teenoor die mens wat sleg was teenoor ons. Dan, die tweede deel sê, hy het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat. Die Engels sê, he was moved with compassion, released him. So jy moet nou daai mens release. Dit is die volgende stap. Nadat die Heilige Gees vir ons 'n sagte hart gee teenoor die mens, compassion gee teenoor daai mens of daai situasie, dan stap 2 is release. Dan moet ons hulle loslaat, vrylaat. En dan die derde stap is, en hy het hom die skuld kwytgeskeld. Of in Engels sê dit, and forgave him the debt. So in die verhaal lees ons van die dienskneg wat geld geskuld het. Die dienskneg is die mens of die situasie wat sleg was teenoor jou. Die geld wat geskuld word, dit is die dinge wat hulle verkeerd gedoen het aan jou, en in die geval is jy die koning. So, jy as koning, as kind van God, moet die ander mens vergewe. Jy moet compassion hê in jou hart, jy moet hom release, en dan moet jy hom vergewe van sy debt, vergewe van die geld wat hy jou skuld, vergewe van die goed wat hy verkeerd gedoen het teenoor jou, die mens of die situasie. Ons gaan nou aan om deel 2 van die verhaal te lees, so dit begin in Matteus 18 vers 28. Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuld, so 100 pennings was nie baie geld in daai tyd nie, wat hom 100 pennings skuld was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. En sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. So hier gaan die dienskneg wat nou net vrygespreek is en hy gaan konfronteer iemand anders wat vir hom geld skuld. Daai mens doen presies dieselfde wat hierdie eerste dienskneg doen. Hy val ook neer en smeek vir vergifnis. Maar kyk nou, hoe hard en boos is hierdie eerste dienskneg se hart. So, sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het. Okay, so, voor ons verder aangaan, ek wil net vir jou daai stuk in die Engels lees, en weer eens die Engels verduidelik het baie mooi. So, ons gaan vers 23 in die Engels lees. So dis Matthew 18 verse 32, en dit lees, Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant. Wicked, het jy gehoor? Wicked, dis boos. You wicked servant. I forgave you all the debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Wicked. Sjoe, wow. Het jy ooit besef dat onvergifnis eintlik wicked is? Die meester roep die eerste dienskneg en hy wil hom in die tronk gooi oor die geld wat hy skuld. Die werker val op sy knie neer en hy smeek vir vergifnis. En toe gebeur 'n wonderlike ding. Die meester kry compassion in sy hart, hy kry 'n sagte hart en release hom van al sy debt, van al sy sonde.
Toe gaan die werker nou, wat nou net vry is, en hy gaan konfronteer 'n ander werker, wat net min geld geskuld het. O jene, en weet jy wat gebeur toe? Die man wat nou net vergewe is, hou sy hart hard, en hy weier om sy medediensknegt te vergewe. Die koning hoor toe van die situasie, en omdat daai eerste diensknegt nie die ander wou vergewe nie, noem die koning hom toe wicked, a wicked servant. Het jy besef dat onvergifnis wicked is? The last person you didn't forgive, you were wicked. Sjoe, dit verander nogal hoe mens dinge sien, nê? En wat gebeur toe? Kom ons lees verder. Ons begin in vers 34. En sy heer het hom in toorn oorgegee en aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. In Engels gaan ek vir jou lees, verse 34. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due him. So ons hoor dat die diensknegt wat nie vergewe het, oorgegee is aan tormentors, aan torturers, aan pynigers. Dit is wat gebeur as ons nie vergewe nie. Deel 1 wys vir ons hoe Jesus wil hê ons moet lewe. Die formule is compassion, release, forgive. Deel 2 wys vir ons die lewe as ons kies om nie te vergewe nie. Kyk net wat gebeur aan die einde. Ons word oorgegee aan tormentors. Sjoe, dit is scary. Tormentors, torturers, pynigers. Geen wonder die lewe is so de mekaar en moeilik, en ons kan nooit die volheid van God lewe nie, want solank as wat ons nie vergewe nie, word ons oorgegee aan tormentors, aan pynigers. Verstaan asseblief net mooi een ding. God torture ons nie, maar God hou nie die torturers weg van ons af, as ons kies om nie te vergewe nie. Hoekom nie? Want God kan nie teen sy natuur gaan nie. As jy kies om nie te vergewe nie, dan kies jy om af te dwaal van God se pad af, God se pad en wil van jou lewe, en jy kies om die pad van die duiwel te volg. Daarom kan God jou dan nie help nie. Maar die wonderlike nuus is, sodra jy wakker word en besef wat jy doen en net uitroep na Jesus om jou te help om te vergewe en om jou terug te bring op sy pad vir jou lewe, dan is die Heilige Gees onmiddellik daar om jou te help om dit te doen. Dit maak vir God seer wanneer sy kinders kies om hom te ignoreer en eerder die pad van die duiwel, die pad van onvergifnis te volg.